Mense, ons is vandag by ons volgende stukkie versteekte goud. En ons wil vandag praat oor voor en agter en toekoms en verlede. Nou, as jy 'n gewone Suid-Afrikaner vra, sê vir my, wys vir my met jou vinger, waar is jou toekoms? Dan sal hy altyd voor hom wys. En waar is jou verlede? Dan sal hy altyd sy hand agter sy rug sit en wys agter sy rug. Maar in die Hebreëse kultuur is dit andersom en dit maak eintlik sin as jy vir eenmal luister. En ek gaan vra dat Nela daai stukkie net met ons deel. Ja, ek dink as jy mooi daaroor dink, as jy in 'n boot sit en jy roei, dan is waarvandaan jy kom jou baken dat jy kan altyd rigting hou waantoe jy roei agtertoe. Met ander woorde, jy sien jou verlede, maar jy sien nie jou toekoms nie. Jy weet nie waantoe jy regtig gaan nie, maar jy hou baken met jou verlede. Nou, dat's een spesifieke storie wat ons net hierdie wil invoeg. En daar's meer as een, maar ons gaan net een praat. En dis Abraham. Vader sê vir hom, Abraham, vat jou seun, jou enigste seun, jou geliefde seun, en gaan offer hom. En Abraham vat hom en hy gaan op teen die berg en hy maak gereed om hom te offer. En toe hy op die punt is om hom dood te maak, toe sê die stem vir hom, moenie die kind leed aandoen nie. En die volgende gebeur. Die skrif sê, en Abraham het sy oë gelig en agter hom gekyk. Nou die feit dat hy agter hom gekyk het, beteken hy kyk dan in die toekoms in, volgens wat ons nou net met julle gedeer het. En wat sien hy? Wat sien hy wat in die toekoms gaan gebeur? Wat is daar wat agter hom is, wat iets sê van die toekoms? 'n Plaasvervanger. Iemand wat geoffer gaan word in die plek van sy seun of in die plek van ons as gevolg van ons sondige natuur. So wat sien hy daarso? Hy sien die lam wat Vader vir hom gegee het met 'n doringkroon wat gaan geoffer word vir ons. Ja, want wanneer hy terugkyk, sien hy hierdie ram met sy kop in 'n bos vas. En dit verwys na ons Messias wat kom. Ons gaan nog baie meer met julle deel oor Abraham en Isak, maar ons hoop hierdie stukkie goud is vir julle spesiaal. Baie dankie.